Geliefdes in die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en deur Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Here, dit is oomblikke soos hierdie wanneer ons met kalfvoete voor U staan, Here, soos die profeet voor U gestaan het. Dis oomblikke soos hierdie, Here, wanneer ons op ons knieë op die grond neerval, met ons gesigte na die grond gekeer. Dis oomblikke soos hierdie, Here, wanneer U in U heiligheid voor ons kom staan, en wanneer daar die helder lig ons oë soos in Paulus verblind, en wanneer ons ook ons gesigte toemaak, Here, omdat ons oë nie daar die helder lig kan sien nie. Dis oomblik soos hierdie, Here, wanneer ons nie woorde het nie, want U is die woord en die volheid van die woord breek U oop, Here. En dan kyk U in ons harte in, soos Psalm 139, dan sien U dwars deur, Here, en sien U wat in ons harte en in ons verstand aangaan. En dan sê ons saam met die psalmis, Here, ons Here, deurgrond my en kyk of ek nie op 'n verkeerde pad is nie. Deurgrond my hart, Here, en kyk asseblief wat gaan in my hart aan. Skyn in ons vanmôre deur U woord. En seën ons, Here, sodat ons 'n stroom lewende water kan wees vir die mense rondom ons en vir die wêreld. Here, en as ons harte en ons hartse are verstop is, en ons moet 'n hartoorplanting en 'n hartomleiding kry, Here, wees ons genadig en gee vir ons dan asseblief nuwe harte. Harte wat plek het vir die nuwe water. Harte wat skoon gemaak is om deur die Gees van God vervul te word. En as ons hartse are verstop is en nie meer die werkinge van die Gees en die woord kan uitdra nie, gee dan vir ons ook nuwe hartsare, nuwe metodes, nuwe kanale, nuwe senders om uit te saai, nuwe maniere, 'n omleiding, Here, om die verstopte are. Want as die verstopte are dan nie meer die bloed kan deurlaat nie, en as die verstopte are nie meer die Gees van God kan laat werk nie, dan bid ons vir nuwe are. En dit bid ons in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Liewe broers en susters, ons lees vanmôre ons begin met dieselfde teksgedeelte wat ons verlede Sondag gelees het. By Esegiel 36. Esegiel 36 vers 24. Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat. Julle uit al die lande bymekaar maak en julle na die land toe bring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgiet, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig
van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en dit nakom. Ek sal reinigingswater oor julle uitgiet. En ek sal vir julle nuwe harte gee. Ek sal die klip uit julle harte uithaal. Want kyk, die hart is die opgaarplek van die lewensbloed. Ons harte is die damme van ons lewe. Ons harte is ons damme. Ek sal vir julle nuwe harte gee. En ek sal die klippe en die afsaksel uit julle harte uithaal. En toe kom Jesus by die loofhuttefees en die afsluiting van daai fees vind in houtjies plaas. Dis hoekom die Here Jesus die hele tyd in gelykenisse gepreek het. Die Here Jesus het so min gesê, liewe broers en susters, weet jy, hy het eintlik nooit lank preke nie. Hy was net in die natuur besig, dan sê hy, kyk hier, kyk daar. En toe kom hy by die loofhuttefees en nou bly hulle in houtjies en hulle grawe so slootjie rondom die laaste dag, die afsluiting van die loofhuttefees, grawe hulle slootjie en dan gooi hulle water daar en sien 'n prentjie van, nou dra die Jode bakkies water en hulle gooi dit daar en dit is 'n verlange dat die Heilige Gees dit sal laat reën op hulle. Want die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. En terwyl hulle so die water nou gooi rondom die ou houtjies van takke en blare, kyk Jesus nou na hierdie bedrywigheid met die bakkies water, emmertjies water wat hulle so aandra. En terwyl hulle so hulle emmertjies water nou rondom hulle huisies gooi en hulle dra die emmertjies water nou na hulle skermpies toe aan. Kyk Jesus die water dra hy so aan. En hy sê vir hulle, as iemand dors het, Johannes 7, vers 37, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Terwyl hulle met hulle bietjies water daar rondloop, sê Jesus, wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie, en uit hulle lewens sal daar strome lewende water vloei. Johannes sê, hiermee het Jesus na die Gees verwys. Want wie tot geloof in hom kom, sal die Gees ontvang. My liewe broers en susters, die metafoor, nou 'n metafoor is 'n beeld. Die metafoor wat God vir ons in Hubertina gee, is so groot dat ek eintlik nie daaroor durf preek nie. Want ek weet nie waar om te begin nie, en waar om te eindig nie. Daarom moet ons eerder gaan kyk, en maar net daar staan, en dit maar net beleef, want dat hierdie goed op hierdie stadium, op hierdie tyd, soos die tema by Angus Bachen, it's time, dis tyd beteken, dit is God se Kairos tyd. Kairos tyd beteken soos 'n weerligstraal. Dis nie die horlosie tyd nie. Dit is God wat ingryp en sê,
nou. Dis al. In ons land is ons daar. Dis droog. Baie moeilik om dit nou te sien, want die projektor maak het, laat dit nou nie so duidelik op die foto kom nie. Die agtergrond is die dam. Die kruis is op die modderafsaksel in die dam. Nou sal jy sien, die damwal loop horisontaal en die afsaksel gaan nou af tot by sy dieptepunt waar die sluis is, wat jy sal sien. Die kruis, ja, die twee manne wat daar sit, dit is nou die twee manne wat gaan help het om die kruis kalk te gooi. Daarom sit hulle met hulle hande nou nadat hulle gewerk het, toe neem ek net die foto, om ook vir hulle 'n foto te gee. Is meer vir hulle ook, om daai foto, dink ek, sirkuleer nou redelik ver, onder hulle, want hulle het ook die foto, hulle het die kruis gemaak, of gedra. Wat sien ons? Ons sien die waterdam van Joubertina. En ons sien hoe dat hy gevul is met afsaksel, maar dis nie die preek nie. Want dis 'n ander saak. Dis buite ons beheer. Maar simbolies van ons eie harte. My liewe broers en susters, krisistyd in 'n mens of in 'n kerk of in 'n volk of 'n land of die wêreld, krisistyd in jou eie lewe is hartstyd. Ons weet, die kerkraad het ook nou al daarvan almal gesien, ons het dit al gewys, die lewe wat so loop, sê op en sê af. Nou hierdie onderste draai is die krisistye. Nou krisistyd is hartstyd. As iemand in 'n krisis beland en daar's 'n ongeluk of 'n ding, dan kom dit uit jou hart uit. Die een persoon sal as hy in 'n krisis kom, dan vloek hy, want dit kom uit sy hart uit. Hier's moeilikheid. O, Here, maar sonder dat hy met hom praat, dan vloek hy die Here. Of hy gebruik ander vloekwoorde. In krisistye, of jy vloek God, of jy val op jou gesig, op jou grond neer voor God, in ootmoed. Ons is nou in 'n krisistyd. Krisistyd maak jou hart oop. Krisis sal sê, wat gaan binne in jou hart aan? Of ek gryp na drank om my uit hierdie ding uit te drink, of ek val op my knieë neer en ek huil voor God. Of ek vlug na drank toe of na God toe. Maar 'n krisis maak jou hart oop. Daarom mag ons nie die krisis laat verbygaan voordat ons op ons knieë voor God gekom het. Soos die dam, al reën daardie dam nou vol, hulle sê dit neem, ek hoor in die wandelgange sê, moenie bekommerd wees, dit neem net 'n dag as hy vol, gou. Dank die Here. Hoe meer vol afsaksel is, hoe vinniger word hy vol. Die vraag is nie hoe vinnig word ek weer opgetel nie. Hoe vinnig voel ek weer beter? Hoe vinniger is my finansiële probleem opgelos? Gou, quick fix, gou. Laat ons net gou deurkom, bid gou vir reën, laat dit net gou reën, dat dammetjie vol kom, as alles verby.
Die vraag is nie hoe vinnig word die dam vol nie. Die vraag is hoe vol is die dam? Die vraag is nie hoe vinnig kom ek deur my krisis nie. Die vraag is wat het met my gebeur in my krisis? Is my lewensdam skoon gemaak of nie? Is my hart skoon gemaak? Is die blokkades uitgehaal? Het ek 'n nuwe hart gekry? Het ek 'n hart om lyding gekry? Of gaan ek maar so voort met 'n hartpilletjie en 'n paar disprins net dat die stroompie net daar verby daai are kan gaan? Daarom, as ons nie 'n verdieping kry, as ons nie in Pinkstertyd 'n geestelike verdieping kry nie, dan gaan ons die heeltyd net so onder die oorloop, merkie, gaan ons verby. As ons vol blokkades, gaan ek net so deur. Dan bid ek net aan my krisis, Here, net asseblief, net tot môre toe. Here, net vir 'n paar duisend rand as ek weer daar. Maar ons ondergaan nie 'n verdieping nie. Want daai min water gaan my net 'n rukkie dra tot ek weer in my volgende krisis is. Maar hoe dieper ons vir God toegelaat het om hoe dieper my hart skoon te maak, hoe beter gaan dit my dra deur my krisis. Want in sulke krisistye, dan hang dit af hoeveel reservekrag ek oor het. Dan bepaal dit of ek vir God vloek en of ek op God vertrou. Wie gaan my dan dra? Krisis is ook harttoetstyd. Hoe lyk my hart? Wat gaan aan in my hart? Hoe lyk my verhouding met God? Dan, as ek maar net so vinnig, so daai vinnige dagse reën en as ek weer reg, daai vinnige uurtjie, so 'n vinnige uurtjie in die kerk en as ek weer reg. Ek het net so 'n uurtjie nodig, maar nou net nie hier gaan na 1 uur en 10 minute toe nie, want dan het ek soek nie meer gemaklik nie. Net so 'n vinnige uurtjie, maar ons bly halfvol. 'n half vol hart is 'n halfhartige hart. Halfvol hart is 'n halfhartige hart. Ek kom so 'n uurtjie kerk toe, buiten so sommige sondae wat ek nou Saterdag aand nou ergens was waar dit nou my nou nie Sondagmôre in die kerk kan bring nie. As ek soos 'n breipatroon so net one slip toe, dan af wat Saterdag aand gebeur het. ‘n halfvol hart is 'n halfhartige hart. Hoe lyk ons harte? God die Vader sal jou altyd lief hê. God die Seun sal jou altyd genadig wees. God die Heilige Gees sal jou altyd vertroos en jou in sy waarheid lei. Amen. Liewe vriende, baie dankie dat julle vanmôre gekom het. Dit gebeur nie aldag dat ons hier in die natuur kan staan in die teenwoordigheid van God. En dat ons hier kan kom ontbid vanmôre. Ek vra vir julle, draai net, ja goed, die wolke is nou daar, draai na die berge hier agter julle. Neem dit net waar. Kyk net daarna, wees net bewus daarvan. Ons lees in Psalm 121, pelgrimslied. 'n Lied van God se volk as hulle op pad is en hulle na die berge kyk, dan raak hulle bang. Want in die berge is daar rowers en roofdiere en hulle ken nie die pad aan die ander kant. En dan sing hulle hierdie lied, ek slaan my oë op na die berge
Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? Dan kom die antwoord, my hulp is van God, wat die hemel en die aarde gemaak het. So staan ons vanmôre, staan ons op ons knieë voor God. Vra ons, Here, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons staan eintlik nou in die dam, want hier behoort water te wees. Neem waar, daar agter julle is die damwal. Dit is waar die watermerk is. Die oorkant kyk sien jy die hoogwatermerk. Dit is waar die dam gewoonlik lê. En hier staan ons voor God. Maar ons vra nie vanmôre net dat die dam moet vol raak nie. Ons is ook bewus daarvan dat ons harte moet vol raak met die gees van God. Maar ons harte kan nie vol raak as hy vol is van sonde en klippe en afsaksel nie. En voor ons is 'n kruis. Kyk na die grond. Kyk na die dam se oppervlak hier voor jou. Gebreek soos die wêreld en soos ek en jy is. Kyk na die kruis. Die kruis is gekraak. Want Jesus Christus is gebreek. Hy is stukkend geslaan. Sy bloed het gevloei vir my en jou. En dan bely ons in Galasiërs 2 die volgende. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Christus is gekruisig vir my. Maar ek is saam met hom gekruisig. Ek is begrawe. En nou gaan ek vir julle vra, as jy vanmôre in jou hart vir die Here wil gee en sê, Here, my hart is vuil. My lewe is vol sonde en onreinheid. Ek bring my sonde, ek bring my bekommernis, Here. Ek wil begrawe word. Ek wil die ou hart van vlees begrawe, sodat U my kan nuut maak. Kan ons dit vanmôre in stil gebed voor die Here doen? Maar ons kan dit nou ook simbolies doen. As ons 'n graaf vol van hierdie afsaksel, hierdie kruisput, dan is dit eintlik my eie geestelike dood, my begrafnis. As ons vra vir uitkoms vir ons droë, dorre aarde, sal ons woorde U kan vind, U die sluise van die hemel vir ons oop kan maak. Nederig wil ons bid en smeek ons nog 'n keer vir U genade. Beweeg U grote hand en spreek 'n woord van redding oor ons aarde. Ons val neer op ons knieë en bid dat dit sal reën. Hier ons bid vir hierdie land, kom vat ons aan die hand, dat God hier kan regeer. Ons val neer op ons knieë en bid dat U vergewe. Here stuur vir ons hierin 'n oorvloed van U seën en genees ons land hier. Here, hierdie land is dors vir die lewende water.
gedraai van die wil van God. Ons hande doen verkeerd, ons voete loop 'n breë pad van sonde. Sal genade ons nog vind, en is daar nog genesing vir ons wonde? Ons val weer op ons knieë en beraad dit sal reën. Heer, ons bid vir hierdie land, kom vat ons aan die hand, dat Jesus hier regeer. Ons val weer op ons knieë en beraad die vergewe. Here, stuur vir ons hierheen 'n oorvloed van die siel en genees ons land door hier. Ons val weer op ons knieë en beraad dit sal reën. Heer, ons bid vir hierdie land, kom vat ons aan die hand, dat Jesus hier regeer. Ons val weer op ons knieë en beraad die vergewe. Here, stuur vir ons hierheen 'n oorvloed van die siel en genees ons land door hier. Here, stuur vir ons hierheen 'n oorvloed van die siel en genees ons land door hier. Terwyl ons nou almal in die kruis inbeweeg, bely ons hierdeur dat Jesus Christus het opgestaan en ons het saam met hom opgestaan. En terwyl ons in Christus se kruis is, bid ons die gebed van Jesus, laat hulle een wees, Vader, soos ons een is. Ons is in Christus een kerk, een liggaam, as liggaam van Christus. Kom ons bid nou saam, ons gaan vra dat 'n paar persone sal voorgaan in gebed. Kom ons bid saam. Here, ons God en ons hemelse Vader, Here, ons staan vanmôre as gebroke mense voor U. Maar ons staan vanmôre ook, Here, as opgestane mense wat in Christus Jesus nuwe mense is. Dankie vir U redding, Here. Here Jesus, wees ons genadig. Wees ons as gelowiges genadig, Here, om in hierdie lang kloof strome van lewende water te wees. Here Jesus, vul ons sodat ons bruikbare instrumente kan wees, Here, dat U die sluise kan oopdraai en die lang kloof sal verander. Ons bid dit, Here, in U naam, en ons bid dit ook vir die natuur. Ons smeek U, Here, as hierdie dam vol is, Here, smeek ons. Laat ons harte oorloop van dankbaarheid, ook in dankbaarheidsgees. Amen. Here, ons almal bely dat ons die sluk vanoggend kom uitspit. Here, dat U kom help deur U Gees om daai sluk, daai vuilheid in ons lewens. Here, kom sit dit by die kruis se voete neer. Here, waar ons almal in die kruis staan vanoggend, as opgestaande kinders van U, Here. Kom ons vra dat U ons reinig met die water, die geestelike reën, Here, sal vloei deur ons en deur die hele kloof, Here. Dat die lang kloof behoort aan U. En ons kom proklameer U naam oor hierdie kloof. Jesus is die Heer
van die lang kloof. Here, dat ons sal kom en ons sal nie meer verder sondig en speel met sonde nie, Here, maar dat ons een liggaam sal wees, een in Christus. Here, kom en kom doen die werk, Here. Dankie daarvoor wat U reeds nou doen. En dat U die simboliek wat ons hier doen, nou in die Gees sal deurspoel na die hele lang kloof. Een, Here, daar's nie ras nie en daar's nie kerke wat verskil nie, Here, want U is die weg, die waarheid en die lewe. Dankie daarvoor, Vader. Jesus, Heilige Gees. Ek ken U ook vanoggend as die enigste ware God. God van hemel en aarde. Een wat alles daar gestel. Vanoggend wil ons baie dankie sê, Here, vir die goeie en die mooi, dat U ook so vrymoediglik oor ons lewens uitstort. Vader, ons bely ook vanoggend na daan sê dat ons nie faal. Daan sê jy, Here, dat ons buite die grense van U wil en die woord beweeg. En dit is waarom ons vanoggend hier is, Vader, om te kom erken en bely. Ons het gefaal. Maar Here, soos wat hierdie sluk verwyder en omgekeer word vanoggend, is U by magte om ook ons verlede te kan omkeer, dit te kan vernuwe, nuwe mense. Vader, ons gebed is ook vanoggend as liggaam van Christus en gemeenskap van gelowiges, dat U ons sal reinig met die kosbare bloed. Here, ons sal skoonmaak, ons sal wit was, en ons nuwe mense sal maak in die naam van Jesus. Vader, U wat alles bekend is, U wat alomteenwoordig is, U weet wat die kinders nodig het. Daarom is ons gebed ook vanoggend, Here, soos wat U nou ook die sluise van die hemel sal oopmaak. Here, dat U in elke begeerte en behoefte van die lang kloof en in die lewe van die kinders van die Here sal deurbreek, sodat ons geseën sal word met dit wat ons werklik binne in U wil nodig mag hê in die naam van Jesus. Dankie, Here, dat U altyd daar is, nuwe geleenthede skep, nuwe, Here, dinge vir ons doen, en dat U gee ook die begeertes van ons hart binne elkeen van ons behoeftes vanoggend. Dankie dat ons daarmee kan terugkeer in die wete dat U sal voorsien in Jesus naam. Dit lyk soos of het swaar is, of die leiers het opgereed, of die wolk so vol van seën is, maar dit wil net die aarde toe vat. Ek vraag die Here, maar Here, as dit die seën is wat U vir ons wil gee, hoekom kry ons dit nie? U vir ons sê, U beplan vir ons voorspoed, ons toekoms, hoekom kry ons dit nie? Hoekom is hierdie wolk so vol reën, maar dit val die aarde toe? En die Here sê, wat, jy sal het van gekruisig, dit beteken dit sal so opgesom, dit beteken dit weet alles gekry, wat jy nodig het, maar jy wil dit nie ontvang. Ons het gekom by 'n plek wat ons trots is, dat ons sê, Here, ons kan ons eie planne maak, Here, ek gaan my eie plan maak, hoe gaan ek dit doen, maar Here sê, die seën is daar, steek jou hande nie uit, en ontvang dit, ek wil dit vir jou gee, ek is 'n Papa, Vader wat vir jou lief is, wat al jou behoeftes wil voorsien, maar kan ek nie vir jou gee, as jy dit nie wil vat nie. So ek wil, as dit symbolies is, staan ook met julle hande vanoggend, terwyl ek bid, en dan kom bely ons en sê, Here, ons ontvang nou hierdie reën, ons ontvang nou hierdie seën wat U ons wil gee. Ja, Papa Vader, baie dankie dat U vir ons, U kinders, in elke behoefte wil voorsien van ons lewens. Dat U vir ons fisies voorsien met reën, Here, maar U geestelik vir ons wil reën in ons harte in, Here, en of ons harte leeg is, Here, en ons nodig het, dat U reën ons harte gaan kom vul, net soos wat hierdie dam U reën nodig het. Here, daarom kom staan ons, Here, en ons sê, Here, ons bely, ons is trots, Here, en ons probeer op ons eie planne maak, om in ons eie behoeftes te voorsien. Ons maak ons eie planne, hoe ons gaan hierdie oeste van hierdie bome afkry, en ons maak ons eie planne, hoe ons in elke behoefte wat ons nodig het gaan voorsien. Maar Here, ons kom bely vanoggend en sê, Here, ons kan niks uit ons eie uitdoen nie. Niks kan ons uit ons eie doen nie, ons het U nodig, Here. Here, ons bid, Here, en ons kom staan met oop hande, soos wat 'n kind voor 'n mamma of 'n pappa staan, wat 'n sweetie wil hê, en ons sê, Here, gee vir ons wat U vir ons wil gee, ons is reg om dit te ontvang. En daarom sê ek in die naam van Jesus, dankie vir die reën wat gaan val, Here, dankie dat U die hemel gaan oopskeer, Here, en dat U reën gaan aarde toe val, dankie vir die reën wat U in ons harte gaan gee, want Here, U sê, as ons U soek, gaan ons U vind, Here, en daarom sê ons dankie dat soos ons U soek, en U wil soek, en U reën soek in ons lewens, dit vir ons gaan gee, Here. Dankie dat U in elke behoefte gaan voorsien, wat ons kan
wat ons ooit kan dink en dat U ons meer gaan gee as waarvoor ons vra. Dankie dat U ons so gaan seën dat ons dit sal kan uitdeel, dat ons damme sal oorvloei, Here. Want as ons in ons damme water in ons eie harte het wat ons kan uitdeel, nie, Here, hoe kan ons verander gee? Maar dankie dat U vir ons so gaan voorsien dat ons gaan oorloop, dat die damwalle gaan oorstroom, Here. Amen. Dat ons daai oorstroming en daai volheid wat ons gaan hê, daai oorvloed wat ons gaan hê, dat ons dit in ander mense se lewens gaan inplant, Here. Dat ander mense gaan kan sien hoe U seën in ons lewe net so 'n oorvloed is dat ons gaan kan gee daarvan, want ons kan nie te leeftyd sien, ons kan nie te heel damme sien. Dankie Vader, Here, ons kom en ons aanvaar nou. En ons aanvaar hierdie reën, en ons aanvaar hierdie seën, en ons sê vir dankie. Dankie dat ons dit kan kry. Dankie dat ons dit kan aanvaar in die naam van Jesus Christus. Want aan die kruis het U reeds alles vir ons gegee en alles vir ons gedoen wat ons nodig het te word. Dankie Vader. Dankie. As kinders van die Here, kan ons vanmôre vir ons Vader sê Abba. Abba is Papa. Abba Vader. En soos wat die Here Jesus vir ons geleer het, wat hierdie kindertjies leer by mamma van kleintjie af, bid ons nou almal saam. Nou gaan ons almal hardop bid en ek vra, kom ons bid hardop vanmôre die Onse Vader gebed. Ek sal voorgaan en dan bid ons almal saam tot ons Abba Vader soos volg. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen. Amen.